Dawid sê dat die wat die Here vrees, geen gebrek het nie. Kom ons delf 'n bietjie hierin. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Goeiedag vriende, ek groet jou met 'n warm hart, terwyl die koeligheid van die seisoen ons so bietjie begin knyp. Hoe gaan dit met jou? Vandag kuier ons 'n bietjie uit Psalm 34. So, of jy nog in die kooi lê, reeds op pad is werk toe of dalk later deur die dag luister, ek wil jou graag uitnooi om saam met my te gesels oor die dinge wat ons hart na die Here toe trek. Deel gerus jou gedagtes hieronder in die kommentaar. Dis vir my lekker as jy deelneem aan die gesprek. Jy weet, as 'n mens Psalm 34 lees, dan spring daar sommer nogals 'n paar dinge uit. Ons lees in vers 10, die wat die Here vrees, het geen gebrek nie. En dan, amper asof Dawid dit wil beklemtoon, sê hy in vers 11, die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Dis nogals iets om oor na te dink. Jy weet, Dawid skryf nie sommer aangename woorde wat mooi klink nie. Hy praat uit ondervinding. Dawid het 'n verhouding met die Here gehad. Nie sommer net 'n verhouding nie. Hy word beskryf as 'n man na God se hart, wat sy spesiale verhouding met God en sy toewyding beklemtoon. Nou jy sal met my saamstem, met alle goeie dinge is daar 'n maar, 'n tipe van verantwoordelikheid. In vers 12 sê Dawid, kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Dawid verklaar eerstens dat die wat die Here vrees geen gebrek het nie. En dan wil hy ons leer hoe of waarin ons die Here vrees. Dis natuurlik nie die tipe vrees wat ons oor bang is of dalk wegkruip vir die Here nie, maar 'n diepe eerbied en ontzag vir God wat voortspruit uit ons verhouding met hom. Dis 'n verlange in ons hart om hom te behaag, nie uit plig nie, maar uit liefde. Soos 'n vriend wat 'n arm om ons skouers sit om ons te lei, wys Dawid vir ons die pad in verse 14 en 15. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, sê hy, en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. 'n Familie, dis kort en eenvoudig, nê? Maar as jy mooi daaroor dink, nie so eenvoudig soos wat dit klink nie. Dit vra eerstens 'n oortuiging in jou hart. En dan, nadat die oortuiging gekom het, 'n leefstyl wat daarmee ooreenstem. Dis 'n leefstyl wat aktief kies om jou denke, jou spraak, jou handelinge en jou gesindheid in lyn te hou met God se woord. Nie uit dwang nie, nee, maar omdat jou hart daarna smag om in ooreenstemming te wees met God se hart. God maak soveel bemoeienis met ons
In vers 16 skryf Dawid: Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Dis 'n verklaring. Wanneer jy in verhouding met God staan, rus sy oë op jou en sy ore hoor wanneer jy na hom roep, want hy ken jou stem. Vriende, ken God jou stem? Kom ons gaan verder. Vers 18 troos ons wanneer ons gebrokenheid en hartseer ervaar. Dit sê: Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. So, as jou hart seer is, as jy moedeloos voel, dalk nie weet watter kant toe nie, weet dan dat die Here nader is as wat jy ooit kan dink, selfs al sê vers 20, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Soos jy waarskynlik weet en 'n paar kere in jou lewe reeds ervaar het. Maar as kind van God is ek en jy nie vrygeskeld van uitdagings, hartseer en pyn nie. Maar hier is weer 'n maar tot ons voordeel. Ons het 'n versekering, soos die laaste deel van vers 20 sê, uit almal hierdie menigvuldige teëspoede nê, red die Here hom. Dankie tog dat ons nie alleen deur hierdie dinge hoef te gaan nie. God se hand is uitgestrek om ons te help in en deur elke teëspoed in ons lewe. So, kosbare vriende, vandag wil ek elke een van julle aanmoedig om met 'n sagte hart en 'n leerbare gees na die Here toe te draai. Kies om hom te vrees met 'n liefdevolle ontzag. Kies om hom te soek met 'n opregte verlange na sy teenwoordigheid. Nie uit gevoel van ek moet of 'n vrees vir dalk straf nie, maar uit 'n diepe wete dat in sy nabyheid, in daardie verhouding wat jy met jou hele hart kies, vind jy ware vrede en liefde wat jou nooit sal verlaat nie. Jy ly nie gebrek nie. Jy het alles wat jy nodig het, want jy staan mos in 'n intieme verhouding met die Here. Hy sien om na jou, soos 'n vader omsien na sy kinders. Dit gaan nie oor of jy min of baie het nie. Dit gaan oor jy alles het wat jy moet hê. God sorg dat jy nie gebrek het nie. Dis vandag se boodskap. Min of baie is irrelevant. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die onbeskryflike liefde en die belofte van u nabyheid. Ek vra dat u asseblief elke hart wat vandag luister, met u hand van genesing, bemoediging en voorsiening aanraak. Help ons om u te soek met 'n opregte hart en om u te vrees met 'n liefdevolle ontzag. Amen.